Goeiedag, Vanessa Foster van die Bybel in 1 jaar saam met julle. Vandag lees ons saam uit Matteus 25, verse 14 tot 30. In hierdie gelykenis beskryf Jesus 'n man wat op reis gaan en sy besittings aan sy diensknegte toevertrou. Nou 'n talent waarvan hier gepraat word, was 'n som geld. Die dienskneg wat 1 talent ontvang het plus minus 23.000 rand in vandag se geld ontvang. Dus het elkeen, of dit nou 1 of 5 talente was, 'n groot verantwoordelikheid gehad. Nou die gelykenis gaan nie werklik oor geld nie, maar dit simboliseer die gawes en vermoëns wat God aan elkeen toevertrou. In verse 16 tot 18 sien ons hoe elkeen die meester se geld bestuur het. 2 van die dienaars het aksie geneem en dit vermeerder, en die een wat minder ontvang het dit gaan wegsteek. Alhoewel hy gesorg het dat die talent nie verlore gaan nie, het hy niks positiefs daarmee gedoen nie. Verse 19 tot 23 lees ons van die eerste 2 dienaars se oordeel. Vers 19 lees: En na 'n lang tyd het die heer van daardie diensknegte gekom en met hulle afgereken. Hulle het heel moontlik gedink dat hulle nooit rekenskap sou hoef te gegee het oor dit wat hy in hul sorg geplaas het nie, maar steeds was hulle getrou. Die heer sê aan albei diensknegte: Mooi so, goeie en getroue dienskneg. Oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. Gaan in die vreugde van jou Heer. Sien, hul beloning was dieselfde. Elkeen van hul het presteer volgens dit wat aan hul gegee is. Hul Heer het nie meer rykdom gesoek nie. Hy wou weet of hy op hul kon staatmaak, en hy was verheug daarin. Die 3de dienskneg kom gee in verse 24 en 25 rekenskap oor dit wat hy ontvang het. Hy kom na sy Heer en maak verskoning. Hy het net dit wat aan hom toevertrou is, terugbesorg. En hy probeer sy aksies regverdig deur te sê dat sy Heer 'n harde man is en een is wat vat wat nie syne is nie. Hy het ook heel moontlik gedink dat sy Heer nie sy hulp nodig gehad het om met dit wat aan hom toevertrou is, te woeker nie. Dan sien ons in verse 26 tot 30 die oordeel van die 3de dienskneg. Die Heer het sy dienskneg juis geoordeel, omrede hy sleg en lui was. Hy sê vir hom: Dit wat aan hom toevertrou is, kon hy iets mee doen, maar hy het nie. Hy het daarin vasgehou en het weggesteek, en as gevolg van hoe hy gehandel het, is dit wat hy ontvang het, weggeneem en hy is weggewys. Ons kan hieruit sien dat die kern van hierdie gelykenis is, hoe elkeen van ons, is dit nou tyd, vaardighede, of ons verhoudings wat God met aan ons toevertrou het, bestuur. Jy en ek het verhouding met ons Vader, en ons gesels mos op 'n gereelde basis met hom. Hy kom vorm ons karakter, om ons meer te maak soos hy, en dan vertrou hy ons met die vermoëns wat hy aan ons gegee het, om getrou te wees. En wanneer ons dit wat Abba Vader aan ons toevertrou het, verstandig gebruik, en ten volle benut, verskaf dit hom vreugde, en hy kom seën ons met meer. Maar wanneer ons verskonings uitdink, en dit wat hy aan ons gegee het, onder 'n maatemmer kon gaan wegsteek, minag ons dit wat God in ons kom deponeer het, en ons gaan aanspreeklik gehou word vir ons dade. Nou al staan jy net op die agtergrond van iemand se bediening, beteken dit nie dat jy minder is nie. Moenie dat daardie slegte stemmetjie jou wys maak, dat dit wat jy doen nie belangrik is nie. God het 'n plan met elkeen van ons se lewens. Wanneer ons net uithou, aanhou en deurdruk, sien God
Hy kan staat maak op ons. En dit wat hy aan ons toevertrou het, kom seën hy oorvloedig. Moet dus nie fokus op hoeveel jy ontvang het in vergelyking met ander nie. Wees eerder bereidwillig en gee dit wat God jou mee geseën het, met liefde aan ander. Mag jy 'n geseënde dag verder hê. Tot volgende keer. Totsiens.